hoekom ek baie sterk gevoel het so 2 weke terug, dat die Here met ons begin praat oor, dat die manier hoe jy daai juk afgooi, is wanneer ek en jy begin om gehoorsaam te word. Want is in die eerste plek wat hierdie juk op ons gegooi het, is ons ongehoorsaamheid gewees. It's for freedom that Christ came to set you free. Hoekom bly jy onder daai juk? Hoekom hou jy aan luister vir die vyand wat vir jou lieg? Hoe graag wil jy nog suffer? Hoe lank wil jy nog suffer? Ek loop in die aand, wat hy Sondag voordat ek, Saterdag voordat ek kom bedien nou Sondag, dan sal ek in die kerk kom bid op 'n Saterdag aand partykeer. Dan loop ek hier deur die banke. En ek weet mos nou julle almal, ons is creatures of habit, nê. So elkeen van julle het mos nou julle spesifieke ou sitplekkie wat jy elke week op gaan sit, nê. En die Here help die ou wat op jou plek kom sit op daai Sondag, nê. Maar dan loop ek hier deur hierdie banke. Dan sien ek die gesigte. Dan sien ek hoe lyk julle wanneer julle hier instap, en ek sien waardeur jy gaan, want ek ken julle stories. Hy goed kom by my uit. Partykeer sê die Here vir my, partykeer is dit van julle broers en susters wat kom share. Kinders van die Here is kindermos nie, ons share mos nie, nee Attie. Dan loop ek hier rond en ek sien hoe lyk mense, en ek sien waarmee hulle spook, en ek sien waarmee hulle worstel en hulle sukkel. En dan dink ek, Here, hoekom? En ek en Karen bid, en ons intersessies mense, ons bid vir ons mense, en ons vra vir deurbrake, en ons vra vir oorwinning, en dan baie keer wanneer ek by 'n stoel kom stil staan, dan hoor ek hoe die Here vir my sê, maar dink jy nie ook ek wil hy kind van my los hê nie? Dink jy nie ook ek wil hy kind van my vry hê nie? Dis nie ek wat hom daar hou nie. Dis hy of sy. Dis hulle ongehoorsaamheid. Ons hardnekkigheid. Ons het laasweek 'n storie gepraat van Saul, van koning Saul, wat die Here vir hom die opdrag gegee het, en vir hom gesê het, jy moet die Amalekiete gaan uitwis. En in sy alwetendheid, in sy eie slimmigheid, gaan doen hy wat die Here sê, maar hy doen dit op sy manier. Hy gaan om hulle te verwoes, maar hy bring van die goeders terug, en hy bring hulle koning terug, en die Here het gesê, jy moet alles verwoes, alles. En ons het gelees hoe dat Samuel by hom kom vir hom sê, die geoffers wat julle bring, die vet van ramme, is al die bloed wat vloei. Hy sê, dis nie die offers wat ek soek nie. Die Here sê, ek soek gehoorsaamheid. En ongehoorsaamheid, sê Samuel daar is, hy sê dis rebellie. Hy sê, rebellie is soos die sonde van heksery. En hy praat van wederstrewigheid, en hy praat van eie sinnigheid. Wederstrewig is wanneer ek wil stry met die Here, ek wil beter weet as hy. Ek wil goed doen op my manier. En dan praat hy van daai eie wysheid, daai waar jy jouself aanbid. Eie sinnigheid, alles moet my way gaan. Ek wil my sin hê in alles. En dan wonder ons, hoekom bly jy in daai posisie wat jy in is? Want onthou, dis die ongehoorsaamheid van Eva in die tuin gewees. Dis waar dit begin het, en ouens, daai siklus, daai patroon herhaal hom deur die eeue heen, hou hy aan om homself te herhaal. En hier sit ek en jy vandag, en ons moet nog steeds sukkel met daai ding. Nou het Jesus gekom, en hy het vir ons die waarheid kom gee, en hy het vir ons die vermoë gegee om los en vry te kom van daai goeders, van daai tipe lewe, maar dan luister ons nog steeds vir hierdie stem van die vyand, die vader van die leuns, en van die halwe waarhede. It's for freedom that Christ came to set you free.
Stand firm then. In ander woorde, staan vas in daai vryheid, in daai waarheid. Dat daar nie weer 'n las van slawerny op jou kom nie. En ek voel net, ek wil nie vreeslik preek oor dit vanoggend nie. Ek voel net, die Here is besig, hy wil sy kinders losmaak. Hy wil sy kinders vrymaak. Maar dan moet ons op by plek kom waar ons moet sê, Here, ek bely. Want ongelukkig, vir te lank leef van ons vir te lank in daai gemak van ons ongehoorsaamheid. Jy het al so gewoond geraak aan daai maniere wat jy het. Jy het al so gewoond geraak aan jou maniere. En nou praat ons nie altyd lekker daaroor nie, want ons wil nou nie die mense ongemaklik laat voel nie. En ons wil hê mense moet Jesus se genade ervaar en hulle moet seuns en dogterskap moet hulle beleef. Maar jy kan nie daai goed ervaar as jy aanhou om in ongehoorsaamheid te leef. En dis nie wat ek sê nie. Dis wat ons meester vir ons sê. En ek wil vir 1 of 2 skriffies lees, net dat jy kan hoor wat Jesus hieroor sê. En dan gaan ons vanoggend gaan ons 'n bietjie serieus repentance doen. Vanoggend gaan ons op 'n plek kom waar ons begin om klaar te kry met hierdie nonsens, julle. Amen. Wie wil vry wees? Kan ek jou hande sien? Onthou, vryheid dis nie vir jou om dan te doen wat jy wil nie. Vryheid is sodat jy nooit weer onder die las van ietsie kom nie. Of iemand kom nie. Amen. Hoor gou, maak saam met my oop by Johannes 14. Ek het laasweek hierdie skrif vir julle gelees en ek wil hê julle moet net sien wat sê Jesus hieroor. So ek gaan sommer vinnig gou deur dit hardloop, net laat ons kan recap. Johannes 14:15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Staan dit in jou Bybel ook so, nê? Dan vers 21. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Baie van God se kinders sukkel om die Here te ervaar en te beleef, want hulle bewaar nie sy gebooie nie. Nou sê hy, as jy dit doen, as jy my gebooie bewaar, hy sê, dan sal ek kom en ek sal myself aan jou kom openbaar. Vers 23. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. Wie van julle sal like as die Here se PO box adres daar by jou is? Kan ek jou hande sien? Daar sê hy vir jou. Ons sal ons woning by jou kom maak. Die voorwaarde is, bewaar my gebooie. Bewaar my gebooie. Ek gaan nou nie so toe spring nie, maar 1 Johannes 5 sê die volgende. Hy sê, my gebooie is nie swaar nie. Dit wat ek vir julle vra om te doen, is nie moeilik om te doen nie. Regtig, dis nie 'n lys van goeders wat jy moet doen om te kwalifiseer nie. Jesus se dood het jou klaar gekwalifiseer. Die prys wat hy betaal het jou klaar gekwalifiseer vir sy koninkryk. So nou vra hy nie vir jy moet 'n klomp goeders doen wat jy moet regmaak sodat hy jou sal kies nie. Al wat hy nou vir jou vra is dat jy 'n lewe leef sodat jy daai lewe in oorvloed kan hê. In ander woorde, doen goed op my manier. Do things my way. Want as jy dit nie doen nie, is die alternatief verwoestend. Blaai gesaam na Johannes 10 toe. Vers 10 sê, die dief kom, wat is sy volgende woordjie? Die dief kom net.
Wat beteken hy woordjie net? Al. Dis al. Hy kom net. Just. Hy kom net vir hierdie een rede. Nou gaan ek vir julle sê. Hy kom net om te steel, slag en te verwoes. Wie van julle kan getuig dat dit al in jou lewe plaasgevind het? Kan ek gou jou hande sien? By wie het jy al gesteel, geslag en verwoes? Hou gou die hande op. Ek wil jy almal moet kyk. Kyk gou om jou rond. Sien jy hoeveel mense se hande is op? Dis almal van ons. Sê vir jouself, dank die Here, ek is nie alleen. Dit is altyd baie makliker as jy saam met iemand in die moeilikheid is, as wat jy alleen in die moeilikheid is, né? Dan die tweede gedeelte, die B gedeelte. Ek het gekom. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Ek het gekom dat julle hierdie lewe en dit in oorvloed kan hê. Die gedeelte wat Jesus hiervan praat is, hy is besig om te praat oor herderskap en oor skape. En dan praat hy hier van vers 1 af, lees gesaam met my vers 1, dat jy gou die konteks van hierdie storie verstaan. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in van die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die deur ingaan, is 'n herder van die skape. So waar kom die duiwel in? Waar sê die Bybel? Sien jy, hy kom hier van die kant af. Né? Hy kom met 'n move, hy kom met 'n strategie. Maar hy wat deur die deur ingaan, is die herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem. Wat is 'n ander woord vir daai om te luister? Gehoorsaam, né? Die skape luister vir sy stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. As ons luister na die herder se stem en ons loop agter hom aan, gaan jy dit wat die herder voorgekom het, gaan jy in jou lewe ervaar. Die lewe en dit in oorvloed. Maar as jy nie na die herder se stem luister nie, en jy maak soos jy wil, dan gaan jy dit ervaar, net dit wat die duiwel voorgestuur is. En dis die frustrasie wat ons op die oomblik het. Ons sit met Jesus wat vir ons hierdie amazing belofte gee, hierdie prentjie van hoe jou lewe eintlik kan wees. En vir een of ander rede kies ons die hele tyd om na hierdie dief wat van die kant af kom se stem te luister. En ons weet wat gaan met ons gebeur. Ouens, julle is intelligente mense. Jy weet waartoe hierdie goeters jou gaan lei. Jy weet wat dit in jou lewe gaan doen. En tog kies jy om na hom te luister. En dan wanneer die inbraak plaasvind, en wanneer die verwoesting plaasvind, en wanneer die seer plaasvind, dan staan ons daar met hierdie verbaasde gesigte van, hoe het dit gebeur? Blaai gou saam met my na Filippense 2 toe. Hoekom is jy so ernstig oor hierdie gehoorsaamheidsding? Hoekom maak dit so baie saak? Amen, Sarel. Want dit gaan nie oor lewe en dood. Van vers 5 af. En ek weet julle ken hierdie gedeelte. Hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle ook wees, wat ook in Christus Jesus was. In ander woorde, julle moet dieselfde houding nou hê, as wat Jesus gehad het. Hier kom hy, né?
Hy wat die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mens gelyk te word. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur wat te wees? Sê net daai woordjie weer. Hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, tot die dood van die kruis. En daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke ander naam is. Om gehoorsaam te wees, moet jy jouself verneder. Verstaan julle die konnotasie? Om gehoorsaam te wees aan iets en iemand anders, moet jy teen jouself kies. Teen jou eie wil. Hoorie, ek moet in die Kaap uitkom, ouens. Ons moet klaarmaak. Ek is haastig. Ek moet in die Kaap wees. Ek het 'n afspraak. So nou kom ek laat by die huis weg. Nou spring ons in die kar. Nou sleep ons af Joburg, Kaapstad toe. Die landswet sê ek moet hoe vinnig ry? 120. Wat doen papi? Nee man, wat? Dis vir die ouens met die jaloppies, nee? Die ouens met die tatas, en met die GWM's, en jy weet, al die Chinese brand, hulle kan 120 ry. My maat, ek ry 'n Duitse motor. Weet, hierdie ding kan, hoekom het hulle hom dan gemaak om 220 te ry? Amen? Sjoe, julle skyn heilige klomp, nee? Nou sleep jy hier af 140, 160, 180. Vir jou om te moet kies om 120 te ry, moet daar 'n geweldige fight hier binne plaasvind. Amen? Nou dis 'n simpel voorbeeld, maar in soveel ander areas van ons lewens is dit die waarheid. Ek moet my verneder om te sê, ek's nie my wil in my redenasie nie. Ek gaan dit doen. En nou lees ons hierso dat Jesus, hy het hom verneder en hy was gehoorsaam tot die dood toe. Ons probleem is, ons is gehoorsaam tot die mate van ons gemak. Ons is gehoorsaam tot die mate wat dit vir ons gemaklik is. Maar die oomblik wanneer dit by die goeders kom wat ons iets gaan kos, dan retireer ons. Simpel vraag. Wat het jou gehoorsaamheid jou die afgelope tyd al gekos? Wat het jou gehoorsaamheid? Die feit dat jy kind van God, dat jy sy woord gehoorsaam, wat het dit jou die afgelope tyd gekos? Het dit jou al vriendskappe gekos? Het jou gehoorsaamheid aan God se woord jou al finansiële voorspoed gekos? Het jy omdat jy gehoorsaam was aan God se woord, het jy dalk nie 'n pos gekry wat jy graag sou vooruitgesien het nie? Want jy dalk 'n bepaalde waardesisteem of jy het bepaalde oortuigings met goed wat jy nie meer kan saamstem in 'n maatskappy of in 'n organisasie nie, en jy het gekies om te sê ek stap weg van dit af. Manne met ons huwelike. Dit is baie maklik om te doen wat die Here sê wanneer ek die goeders doen wat vir my maklik is, wat my gemak nie steur nie. Dan is dit maklik om te doen wat die Here vir my sê as ek my vrou moet lief hê. Maklike goedjies, koop van blomme en ek help haar waar ek kan en ek is nice met haar en ek is vriendelik met haar en ek is lief vir haar. Maar wat doen ek wanneer my vrou deur 'n moeilike ding gaan, my vrou in 'n moeilike tyd en 'n moeilike fase in haar lewe is? En alles is all over. Dis hormone, dis morrone, dis druk met kinders, dis kinders wat uit die huis uitgaan, dis al daai goeders.
Nou sê die woord van die Here vir my, maar ek moet daai girl lief hê soos wat Jesus die kerk lief gehad het. Hy het die kerk lief gehad dat hy gesterf het vir die kerk. Jesus, Here, wat bedoel jy nou? Gee net 'n bietjie detail. Maak dit 'n bietjie duideliker. Wat is dit wat jy nou eintlik probeer sê? Nee, wat ek sê. Kan jy jou lewe neerlê vir? Kan jy ophou dink aan jouself? Kan jy minder dink aan jou behoeftes? Kan jy minder dink aan wat jy nie kry nie? Kan jy minder jouself jammer kry? Ek kan dit dalk nog doen, maar kan jy nou vir haar in die aangesig van daai gevoel wat jy het, en daai worsteling wat jy het, daar waar jy voel jy word te nagekom, daar waar jy voel, maar Jesus, Here, hier is nou nie fair nie. Kan jy in die aangesig van dit nou kies, om haar nie net lief te hê, omdat jy haar verdra nie, maar dat jy nou vir haar gee, meer as wat sy verdien. Hoor julle die verskil? Want baie keer is dit ook right, dis alright om iets net te verdra. Dis 'n ander ding om na die volgende level toe te gaan en te sê, maar nou lê ek my lewe af. Hoe kan ek jou nou help? Waar kan ek vir jou wees wat jy nodig het? Nie wat ek nodig het nie. Dis nou sommer net so onder andere, met ons kinders, met ons finansies. Die vraag is nog steeds, wanneer laas het jou gehoorsaamheid jou iets gekos? En dis wat ek hoor die Here vir ons sê is, ek soek julle gehoorsaam tot die dood toe. Want as jy tot die dood toe gehoorsaam is aan my, sal jy die lewe en die lewe in oorvloed hê. Jy sal dit wat ek voorgekom het, sal almal hulle hande voor kan begin opsteek. Nie net enkeles nie. Ons gaan minder mense hê wat sê die vyand kry reg om te steel en te roof by my. Want ons gaan daai oorvloed van die Here in ons lewens begin beleef en ervaar. Maar gehoorsaamheid. So wat moet ons doen? Ek wil jou vra om saam met my gou hierdie gedeelte oop te maak. Is 2 Korintiërs 10. Ek wil vandag vir jou 'n wapen gee wat die Here vir jou gee, vir ons almal gee. Voor ons hierdie lees, onthou net wat het Paulus nou gesê. Hy sê, vir vryheid wat Jesus gekom het, sodat ons vry kan bly, moet dan nie weer onder die juk van iemand of iets anders wees nie, iets 'n slaaf word nie. Nou praat Paulus hierso, en hy's besig om ons te vertel, wat moet ons doen? Hy's besig om vir ons te help om te verstaan, hoe raak ons ontslaaf van hierdie slawe hou vas in ons lewens? Waar daar goed is wat 'n hou vas op ons lewens het, hoe raak ek ontslaaf van dit? Hy sê, vers 3, hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie die stryd volgens die vlees nie. In ander woorde, hierdie fight die binnekant vir, ons weet wat ons moet doen en ons sukkel om dit te gedoen te kry. Hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. 'n Vesting is 'n sterk toring. Dis 'n ding wat gebou word om iets van buitekant af te keer, dat dit nie kan penetreer en kan inkom nie. En wanneer ek en jy ongehoorsaam is, en wanneer ons sekere houvaste in ons lewens sit, is 'n mooi naam daarvoor, is 'n vesting. Daar's 'n sterk toring in jou lewe gebou, en selfs nie eens God se woord kan deur daai ding penetreer nie. Want jy hou hom in stand. Jy hou daai muur, hou jy daar. Nou sê hy, hy het vir ons hierdie wapens gegee, vers 4 is nie vreeslik nie, maar kragtig in God om vestings neer te werp. Terwyl ons elke plan verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God, om al hierdie gedagtes, al hierdie argumente wat teen die kennis van God opstaan in ons. Wat is 'n argument? Dis 'n teenpunt, nee. Dis 'n teenstelling. Dis 'n ander opinie, dis 'n ander mening. Nou sê hy hierso, ons moet nou kom en ons moet al hierdie
al hierdie gedagtes, hierdie planne en elke skans wat opgewerk word in die kennis van God en elke gedagte gevange neem, nou nie daai een, ekskuus. Ons moet nog by die planne verbreek en elke skans opwerk. Ons het hierdie argumente in ons kop wat teen God se kennis opstaan. Waar kom daai argumente vandaan? Wie is daai een wat daar by die skaapstal hier van die kant af inkom? Die dief. Die vader van die leuen. Dis hy wat kom en wat teenargumente gee teen die kennis van God. Wat het in die tuin van Eden gebeur? God het vir Eva gesê, julle mag nie van hierdie boom eet nie, julle mag nie aan hom raak nie, as julle dit doen, sal julle sekerlik sterf. God gee vir haar kennis. Wat doen die vyand? Wat kom doen hy? Hy kom met 'n teenargument, met 'n gesofistikeerde argument. En wat kom doen hy? Wat sê hy vir haar? Hoor hoe confused hy? Hy sê vir haar, het God dan nie gesê dat julle niks in die tuin mag eet nie? Julle mag niks eet in die tuin nie. En God het gesê, julle sal sterf, julle sal nie regtig sterf nie. God is net bang, julle gaan soos hy wees, dis maar eintlik al. So hy kom met 'n gesofistikeerde argument, en die Bybel sê, nadat hy met haar gepraat het, toe redeneer sy so. Sy het na die boom gekyk, en ewe skielik was hierdie boom vir haar, wow, skielik lyk hierdie vrug so amazing. Dit lyk soos 'n liquid fruit advertensie, dink ek gewees. Onthou julle daai gelyk jare terug, nê? Nee. Nou sien sy hierdie vrug in die boom, en die Bybel sê, en dit wat vir haar gelyk goed om te eet, en dat dit vir haar goed sou gewees het om haar verstand oop te maak. Sy het vir hoe lank verby daai boom geloop, het haar nooit geplan nie. Want sy het geweet, die kennis van God sê, moenie van daai boom eet nie, jy sal sekerlik sterf. Hierdie vyand daag op, van die kant af, hier deur die venster, en hy sê vir haar, hey, is net God wat bang is. Is net God wat jou van wil spoil. Is net God wat nie, jy moet weet dat hy weet nie. En in daai oomblik gebeur iets met haar. En sy maak haar oop vir hy gesofistikeerde argument. En sy reageer. Met wie van julle kry die duiwel dit ook reg? Help my gou. Ons almal. So nou sê Paulus, God het vir ons 'n manier gegee hoe ons daai argumente kan neutraliseer. En hy sê die volgende hoe jy dit doen is om elkeen van daai gedagtes te vat en hulle gevange te neem tot die gehoorsaamheid. Sien julle weer die woord? So Paulus verduidelik hierdie ding in reverse. Hy praat van 'n toring wat opgebou is en daai toring moet afgebreek word. Nou verduidelik ek vir jou, maar hoe daai toring opgebou geword is omdat ons na al die argumente geluister het en ons het saam met die vyand gestem en elke keer wat jy met hom saamstem, het hy 'n legal right om te kom en te kom squat in jou lewe, te kom plak. Al is hy kind van God. Jy gee vir hom daai reg. Nou soos wat hy daar is, nou begin hy bou. Wat doen squatters as hulle op jou grond kom squat? Voor hulle dit doen, kom lê hulle net rond op die gras. Wat is die eerste ding wat hulle doen? Hulle bou wat? Shacks. Hulle kom bou shacks. Huise. Nee, nou kom bou hulle daai goedjies daar. As jy nie gou genoeg van hulle ontslaa raak nie, ouens, binne 'n sekere tyd het hulle regte wat jy hulle nie net kan afjaag nie, het jy geweet? Jy moet gaan en jy moet 'n regsproses deurgaan om van hulle ontslaa te raak. Jy moet 'n prokureur sien en dan moet die prokureur 'n brief skryf en dan sit hierdie kant toe en daai kant toe saam met 'n klomp geld en eventually eindig dit nou dalk op by 'n Hooggeregshof en dan gee die Hooggeregshof gee 'n uitspraak en jy mag hulle nie eers gaan verwyder nie. Die sheriff of the court moet gaan en hy moet van hulle gaan ontslaa raak. Christus ek reg? Nee, min of meer. Ek hoef nie so te sê nie. Jy kan net sê ja. Prokureurs. Nee, in 'n geval. Maar dis die proses. Nou het hy shack gebou, nou is hy daar. Nou die vyand dieselfde met ons gedoen, want ons het geluister en ons het saamgestem na hierdie gesofistikeerde argumente. En nou sê Paulus vir ons, dit het begin, omdat julle nie julle gedagtes gevange geneem het nie. Daai hele proses het uitgespeel, omdat julle toegelaat het dat die vyand in jou kop rondvlieg. Jy het vir hom air miles gegee. Jy het toegelaat en jy was nie bewus van wat jy besig is om toe te laat in jou kop nie. En dis wat ons almal doen.
Ons kry hierdie argument, ons kry hierdie gedagtes, dan sit en speel ons met hierdie goed. En ons laat toe, en ons laat toe, en ons dink, is dit net 'n gedagte, jy weet ek. Al wat daai gedagte soek is, hy soek 'n plek om te land. Die oomblik as hy 'n plek kry om te land, kan hy begin nes bou. En as hy nes bou, ouens, dis dan wanneer daai toring begin gebou word, dan het hy jou. Dan het hy jou. Probeer dan van daai ding ontslaa raak. En alles begin by ongehoorsaamheid. Daarom sê hy nou vir ons, nou moet ons leer om ons gedagtes gevange te neem. Waar sien ons 'n voorbeeld van dit? Dis Jesus in die woestyn. Hy kom in die woestyn, dieselfde ding wat ons ervaar as wat hy ervaar. Jy kan dit gaan lees in Lukas 4, waar hy in die woestyn is en hy word versoek. 30 dae, 40 dae, 40 dae word hy versoek. En ons lees van 3 versoekings. En elke keer wanneer die vyand na hom toe kom met 'n gesofistikeerde argument oor wie hy is en om sy goddelikheid te toets en om te kry om in sy goddelikheid op te tree, elke keer al wat hy doen is hy vat daai gedagte gevange en hy bring dit onder hom, die woord bring hy in. En hy sê elke keer vir die vyand, daar staan geskrywe. En dis wat ons nie doen nie. Ons entertain hierdie goed. Elke keer, al 3 van hy, daar staan geskrywe. Die laaste ene raak die duiwel slim. En hy's 'n meester, dis hoekom hy, ouens, hy's 'n meesterstrateeg. Toe hy hoor die eerste 2 kere kom Jesus by hom en sê vir hom, daar staan geskrywe, toe kom hy met 'n ander angle. En hy laat Jesus bo op die tempel staan. En hy sê vir Jesus, jy weet, spring nie af. Want die woord sê mos, dat God sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou op hulle hande te dra. Sien julle wat doen hy? Hy gebruik die woord, om sy argument te staaf. En Jesus sê, maar daar staan ook geskryf, jy sal die Here jou God nie versoek nie. Sien julle hoe werk sy plan? Hy soek 'n oop deur in jou lewe. Want hy kan net steel en net slag en net verwoes. En die enigste manier, kind van God, hoe hy 'n oop deur kan kry, sodat hy jou weer 'n slaaf kan maak, is wanneer jy ongehoorsaam is aan die woord van God. Ongehoorsaam is aan daai kennis van God. En nou sit en bid en vas en ons smeek en ons roep die Here aan en ons bely sy beloftes. My boetie en sussie, ons sit nou die dag in 'n gesprek en Jannie sê 'n verskriklike interessante ding. Hy het met iemand gewerk en die persoon wil nie die Here dien nie, maar die persoon staan op die beloftes, bely die beloftes van die Here. En Jannie sê van, weet jy, daai beloftes het geen krag en plek in jou lewe, solank soos wat jy ongehoorsaam is nie. Al die beloftes loop saam met 'n voorwaarde. En nou doen ons baie keer dieselfde. Daar's 'n skrif wat sê, Galasiërs 6, hy sê, God will not be mocked. God sal nie laat bespot nie. Hy sê, net dit wat jy saai, dit gaan jy maai. Ouens, as jy ongehoorsaamheid saai, gaan jy ellende en tragedie in jou lewe maai. Jy gaan slawerny, gaan jy maai in jou lewe. Jy gaan weer onder daai las van die vyand kom. So wat sê ek vandag vir jou? Ek sê vir jou, daar gee God vir ons 'n manier om met dit te werk. Maar dit begin by, jy moet eerlik wees oor waar jy is in jou lewe. Dis dalk tyd dat ek en jy eerlik raak oor, hoekom is ons in die plek in ons lewens waar ons is? Hoekom sukkel ons met hierdie goed? Hoekom spook ons met hierdie goed? Hoekom kry ons nie oorwinning nie? Hoekom hou hierdie patrone aan in ons lewens? En almal van ons se lewens is vol van dit. Jy draai so 'n bietjie om en jy kyk terug in jou lewe en jy sien hoe daai patrone hulle self gedurig herhaal in jou lewe. En dis wat die Here vandag vir ons sê. It's for freedom that I've come to set you free. Het gekom om julle vry te maak. Vry van daai patrone, vry van daai bindings, vry van daai slawerny. Vry, los. Maar ek moet op 'n plek wees waar ek eerlik is en ek moet repent. Ek moet bely. Sê ek weet dis ek. Dis ek wat toegelaat het dat daai dief hier by die kant ingekom het, deur die venster ingespring het. Ek het dit toegelaat. En die probleem wat ons het is
is die wêreld kyk na ons as kinders van God. En die indruk wat ons skep, die verwarring wat ons skep by hulle is, so much for a good father. Verstaan julle wat ek sê? So much for a good father. Julle praat van die liefdevolle God wat soos 'n pa vir julle goeie gawes wil gee, maar kyk hoe lyk jou lewe. Kyk hoe val jou lewe uitmekaar. Kyk hoe lyk julle statistieke as kinders van die Here dieselfde as die statistieke van die mense in die wêreld. Wanneer dit by steel, slag en verwoes kom. Hy wil sy kerk losmaak. Hy wil sy kinders vry hê, dat ons kan doen wat ons geroep is om te doen. Dat ons in sy volheid en in sy oorwinning kan leef. Nou, ons almal weet, hierdie, wanneer ek gehoorsaam is dit nie 'n vrywaring van die aanslag nie. Dis nie 'n vrywaring van die seriousness en die seer van die lewe en die goed wat met my gaan gebeur nie. Dis net dat wanneer daai goed met my gebeur, in die aangesig van my teenstanders sal God vir my 'n tafel dek. Halleluja. Dis my belofte. So ek word nie gevrywaar. Maar ek weet wanneer ek daai dal van doodskade weer sien en die vyand my angstig en vreesagtig wil maak, dan weet ek kan soos Dawid sê, wow. I will fear no evil. Hoekom? Omdat jy kokkie is, omdat jy dink nee. I will fear no evil, for he is with me. Weet, God is by my, dis hoekom ek nie hoef te vrees nie. Dit spaar my nie vir wat voor my lê nie. Ek is nie bang daarvoor nie. Amen. So ek wil jou vra om vanoggend ietsie saam met my te doen. Ek wil jy moet vir 'n oomblik daar sit en ek wil jou so 'n bietjie tyd gee om te dink. Ons probleem is ons like almal om baie te praat, veral as jy dalk nie ek is nie. Dan praat ons baie keer te veel. En ek wil jy vanoggend so 'n bietjie kans gee net om te mediteer. Dink net so 'n bietjie. Ek wil kyk gou na die patrone van jou lewe. Kyk en identifiseer gou onder watse slawerny is jy nog? Wat se juk van die vyand? Onthou Jesus sit ook 'n juk op ons, né? Hy sê maar my juk is sag en my las is lig. Sy goed gaan jou nooit in die grond indruk nie. Die vyand se juk, ouens. Hy ploeg met jou. So ek wil jy moet so 'n bietjie daai identifiseer. Wat hou jou nog vas? Wat keer jou? Jacques sê vir my gou daai ding gaan speel. Ek gaan 'n stukkie musiek vir jou speel. En hierdie stukkie musiek wat gespeel word, het hulle gebruik in The Passion of Christ. En dis die gedeelte waar Jesus besig was met sy kruisiging. En ek wil hê jy moet, terwyl jy dink aan hierdie goeters, wil ek hê jy moet in jou kop net hierdie scene afspeel van, wat is dit wat hy deurgegaan het? Wat is dit wat met hom gebeur het? Om jou vryheid vir jou te koop. Om jou los te maak van jou slawerny. En dan gaan ons, as jy op daai plek kom en jy sien dit raak, wil ek hê jy moet vir oggend daar in jou bank moet jy bely. Jy sê, Here, ek is jammer. Vergewe my ongehoorsaamheid. Forgive me my stubbornness. Vergewe my eie sinnigheid. Daar waar ek wil hê goed met my way gaan. Vergewe my, Here. Vergewe my waar ek luister na hierdie gesofistikeerde argumente van die vyand. Vergewe my waar ek nie my gedagtes gevange neem nie. Dat ek los dat die vyand kan kom rondvlieg hier binnekant. En dan begin jy die repent van daai goeders. Dan gaan musiek speel, niemand gaan jou hoor nie. En as jy klaar is met daai repentance en jy godly sorrow, jy is regtig jammer omdat jy dit toegelaat het. Omdat jy jouself weer onder 'n juk ingedruk het. En as regtig berou by jou, dan wil ek jy moet opstaan en jouself gaan bedien met die nag.